Goeiemiddag almal van julle. Kom ons sluit die oë. Kom ons bid. Here, ons loof U en ons dankie dat U by ons is, selfs in die donker en moeilike oomblik van ons lewe. En ons dankie, Here, dat ons vanoggend kan onthou, vanmiddag kan onthou, dat U genade is inderdaad vir ons genoeg in oomblikke soos die. Ons dankie vir die lewe van Tannie Annetjie. En ons bid vir hulle wat agterbly, Here. Ons bid dat U hulle sal vertroos, dat U hulle sal versterk. Ons dankie, Here, vir hierdie geleentheid ook om te kan onthou dat U is die een wat lewe gee en U is die een wat lewe neem. En mag dit wees dat ons in dit alles ook sal sê, laat U naam geheilig word. Amen. Ek wil 'n kort stukkie saam met julle lees uit 'n bekende Psalm. Julle almal ken dit sekerlik van julle kinderdae af. Psalm 23. En dis 'n Psalm van Dawid. En hy sê, die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar daar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei 'n tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. Ons almal is bekend met die feit dat dit soms moeilik is om goeie hulp te vind. Praat nou van 'n tuinier of van 'n huishulp of iemand wat jy graag wil hê by jou moet werk. En in die werksplek dink ek kan jy verstaan, dis selfs daar nog moeiliker om iemand te vind wat jy kan vertrou, iemand wat die besigheidsbelange op die hart dra. En dit help ons om so iets te begryp van hoe moeilik dit was in die Bybelse tyd om 'n goeie herder te vind. Het was in daai tyd moeilik om hulp te vind, maar veral om 'n goeie herder te vind. Hoekom? Want 'n skaapwagter was iemand op wie mense neergekyk het. Dit was 'n vuil werk, dit was 'n ondankbare werk. Dit was 'n gevaarlike werk, want daar was wilde diere wat rondgeloop het. Dit was 'n eensame werk, jy was alleen daar in die veld, ver van almal af. En jy was op jou eie, net met 'n skil skape wat rondom jou is. En tog die behoefte aan 'n goeie skaapwagter was baie groot. Hoekom? Want geen skaapboer wou enige van sy skape verloor nie. Hy wou iemand hê wat hulle moet versorg. Maar as iemand wat 'n skaapwagter, 'n goeie skaapherder meer nodig gehad het as die boer, en dis die skaap. Die skaap het 'n goeie herder nodig gehad, een wat vir hom sou omsien, na hom sou omsien. Een wat hom sou beskerm wanneer die leeu of die beer sou kom om hom te probeer aanval. En as hy verlore raak, iemand wat hom weer op die regte pad kon help. Dis die skaap wat 'n behoefte gehad het aan kos en water, wat sy behoeftes bevredig moes word. En so vir 'n skaap, meer as vir die skaapboer, vir 'n skaap is dit lewensbelangrik om 'n goeie herder te hê. En dis waaroor ek vanoggend met julle wil gesels. Vanmiddag wil julle gesels oor 'n goeie herder, oor die goeie herder, en ek wil julle bemoedig uit hierdie teks in 'n dag soos vandag. Nou Dawid kom in hierdie bekende Psalm en wat hy sê is, ek is 'n skaap. Dis wat Dawid sê, ek is 'n skaap.
en die Here is my herder. En kom ons neem vir 'n oomblik daai beskrywing op onsself. Ons sien onsself as skape op soek na 'n goeie herder. En miskien sou jy na my vra, hoekom het ek 'n goeie herder nodig? Miskien voel jy vandag suksesvol. Miskien voel jy tevrede met jou lewe soos dit is. Miskien het jy nie enige behoefte aan rigting of hoop nie. So, waarom sou jy 'n goeie herder soek? Nou, eerstens wil ek vir jou wys dat die Psalm wys vir ons, Dawid sê vir ons in die Psalm, want die herder gee vir ons rus. Die goeie herder gee rus. Kom ons wees met mekaar eerlik vanmiddag en sê dat oor die algemeen sien mense nie die nodigheid van God nie. Hulle voel hulle het hulle sekuriteite, hulle lewe is 100% so wat hulle wil hê. Hulle het geen nodigheid vir 'n onnodige juk van godsdiens op hulle lewe nie. En dan kom ons te staan voor situasies soos vandag. Situasies wat ons dwing om realisties te wees. Tye van siekte, tye van werkloosheid, tye van tragedie in ons lewe, en ja, tye van dood. Hierdie gebeure dwing ons om te besef dat al hierdie wêreldse sukses, al hierdie wêreldse voorspoed en sekuriteite, nie een van daai dinge kan vir ons die vrede gee wat ons nodig het wanneer dit werklik nodig is. Al die geld in die wêreld kan nie vanoggend 'n hart vertroos nie. Die hoogste mate van sukses in die wêreld kan nie die gemis van Tannie Annetjie wegneem. Die sekerste sekuriteite van hierdie wêreld is nie vandag 'n skouer om op te hou. En so dis in oomblikke soos hierdie dat dit goed is dat ons sal weet dat die Here is 'n goeie herder. Hy is nie sommer net enige herder nie, hy is 'n goeie herder, die beste herder wat daar is. Want hy gee om vir die skape, hy gee soveel om vir die skape, hy gee sy lewe vir sy skape. Hy maak seker dat die skaap kom niks tekort nie, sê die teks. Sy skape het die sekuriteit dat hulle in hierdie lewe sal rus hê, dat hulle sal vrede hê. Maar kom ek vertel julle iets van 'n skaap, miskien het julle dit geweet, miskien weet julle dit nie. 'n skaap sal nie gaan lê in groen weivelde tensy hy vol gevreet is nie. Tensy hy versadig is. En dan wil ek vir jou sê, as jy in die Here glo, gaan hy jou nie noodwendig ryk maak nie. Hy gaan jou nie aansien gee in die oë van die mense van hierdie wêreld nie. Om die waarheid te sê, meeste van die Here se ware diensknegte word verneder en gestraf en geslaan in hierdie wêreld. Hy gaan nie vir jou toekoms uitlê sodat alles is presies soos wat jy dit soek nie. Maar wat gaan hy wel doen? Die Here gaan vir jou rus gee, sodat jy weet, jy het nie nodig om jouself daaroor te bekommer. Hoekom hoef jy jou nie te bekommer oor die dag van môre nie? Hoekom hoef jy nie jou te bekommer hoeveel geld in jou beursie is as jy by die Here is nie? Want die Here sorg vir my. Die Here sorg vir my. Die Here sorg vir my wanneer dit goed gaan, maar die Here sorg ook vir my wanneer dit swaar gaan. Die gelowige hoef om nie te kwel oor die dag van môre nie, want die Here is die goeie herder, die herder sorg vir sy skape. Die Here weet waar die groen gras is.
Hy weet waar die waters van rus is. En hy lei ons daarheen. Hy gaan nie vir jou 'n oorvloed gee nie. Daar's veel lekkerder dinge vir 'n skaap om te eet as groen gras. Dit kan ek jou verseker. Maar groen gras vervul sy behoefte. Die Here het nog nooit beloof dat hy vir ons alles sal gee wat ons begeer nie. Maar die Here het beloof hy sal vir ons alles gee wat ons nodig het. En daarvan kan ek getuig. In hierdie lewe kan jy alles najaag wat blink en suksesvol en belangrik lyk. Net om te sien dat al hierdie dinge is van korte duur. Dis alles waardeloos. Of jy kan kom na hom wat werklik goed is. Hy weet jou sal lei na die groen weivelde, hy wat jou sal lei na die waters van rus. Hy sal wat vir jou sal vrede gee te midde van die grootste oomblikke van hartseer. Selfs in swaar oomblikke soos vandag. Soek jy rus in hierdie gejaagde lewe. Kom na die Here. Die goeie herder, hy gee rus. Maar tweedens wil ek hê ons moet sien dat die Here is die goeie herder wat ook vir ons krag gee. Hy gee krag. Elendes, wanneer hulle in ons lewe inkom, dan mergel hulle ons uit, is dit nie? Hartseer tye gaan gepaard met slapelose nagte. Swaar tye gaan gepaard met nagte van huil. Dit alles gaan gepaard met 'n gevoel van verslaandheid, van magteloosheid. En in oomblikke soos hierdie is dit dan goed om te weet dat die Here is 'n goeie herder. Hoekom? Want, sê die Psalm, hy verkoop my siel. Hy verkoop my siel. Wat beteken dit? Hy maak my sterk om te kan opstaan te midde van my beproewinge. Te midde van my ellende, te midde van tragedie, te midde van hartseer, in al hierdie dinge gee hy vir my nuwe krag. Jy sien, wanneer die realiteite van die lewe die hart begin tref, dan los dit ons baie keer onseker, dit laat ons verslae staan. Ons weet nie hoe kan ons aangaan nie. Hoe gaan ons vorentoe van hier af? Maar dis in oomblikke soos daardie wat die Here kom en hy vat my aan die hand en hy lei my op die pad. Op die regte pad. Nie die pad waarop ek wil loop noodwendig nie, maar die pad waarop ek moet loop, wat tot eer van sy naam is. Die beste pad vir my. Met die Here aan jou kant kan jy die groot skade wees in die lewe, kan jy reguit in die oë kyk. Na die doodskade wees waarvan Dawid in hierdie Psalm praat, dit verwys nie spesifiek na die dood. Doodskade wees is nie noodwendig dood nie, maar dood is 'n vorm van doodskade wees. 'n doodskade wees is enige oomblik van ontnigtering, enige oomblik van tragedie, enige tyd wat te veel is vir ons, oomblikke wanneer ons onseker is oor hoe om verder te gaan, oomblikke van vrees. Maar sê Dawid vir ons in die Psalm, ons hoef nie te vrees as ons by die Here is. Die gelowige hoef nie te vrees nie, want die Here is by hom. Die Here is vir hom 'n toevlug. Ek was al in 'n motorkaping. Ek het al by die graf gestaan van my beste vriend. Ek het al by die siekbed van 'n vriendin gestaan en ek het al 'n werk verloor. Ek was al in 'n ongeluk. Ek was al valslik beskuldig. Ek kan aangaan en aangaan met die lys. Liefdesteleurstellings gehad, vriende wat my nie steek gelaat het.
Alles dinge wat my kon onderkry, nie waar nie. Alles dinge wat ons baie keer in die lewe onderkry. Maar deur dit alles het ek geweet, ek hoef nie te vrees nie. Hoekom? Want die Here is by my, hy het my nie alleen gelos nie. Ek is nie daar waar ek is op my eie. Die Here is by my. Ek het 'n goeie herder wat aan my kant is, wat vir my die krag sal gee om aan die ander kant van dit uit te kom. Dawid sê, die goeie herder, die Here wat die goeie herder is, hy het 'n stok en 'n staf. Nou 'n stok was nou net 'n stok, wat gebruik was om die wilde diere af te jaag, weg te jaag. En die staf, ons weet wat die staf is, daai lang stok met die krom. Wat was die bedoeling agter dit? Om die skaap se nek te kry, So dink vir 'n oomblik wat dit beteken. Dit beteken dat die goeie herder vat nie altyd ons probleme weg nie. Dit beteken dat die Here vat nie altyd ons beproewinge en ons seer weg nie. Ons almal moet sterf. En dit beteken ons gaan geliefdes aan die dood afstaan. So die Here vat nie altyd die beproewinge weg nie. Ons moet deur die beproewinge gaan. Maar terwyl ons deur die beproewinge gaan, versterk die Here ons al die pad. En hy beskerm ons. Die goeie herder neem nie altyd die gevare weg nie, maar hy beskerm ons teen die gevare. En dan gee hy ook vir ons krag om deur die seertye te kom. Hoekom is dit dat ons tye van beproewing moet deurgaan? Selfs as gelowiges, hoekom moet ons tye van beproewing deurgaan? Eerste rede. Sodat ons sal leer om nie op onsself of op mense te vertrou nie. Of op omstandighede te vertrou nie, maar ons vertroue sal plaas in die Here. Wat standvastig is en ons nie sal los nie. Dis hy wat vir ons krag gee. Dis hy wat ons beskerm. En saam met die goeie herder, die Here, kan ons weet dat ons sal deur die moeilike dinge van die lewe kan kom. Hier in jou oomblik van trane en seer. Ook hier sal die Here vir jou krag gee. Ook hier sal die Here vir jou dra om deur dit te kom. En dan wil ek laastens ook net vir ons wys dat die goeie herder, hy gee ook vir ons hoop. Hy gee ook vir ons hoop. Wat help dit jou om die hele wêreld te verkry? Wat is die voordeel daaraan om die hele wêreld se rykdom bymekaar te maak? Wat help dit om op die mees eksotiese plekke te gaan vakansie hou? Wat help dit jou om suksesvol te wees in die wêreld se beraad? Wat help dit jou? Al jou sekuriteite is in plek. Want jy is stof. En tot stof sal jy terugkeer. Jy is stof. En tot stof gaan jy terugkeer. So wat help dit jou om alles te verkry? Want dit alles gaan tot niet. Dit alles gaan tot niet. In een oomblik word dit alles noodloos. In een oomblik word alles van jou weggeneem. In een oomblik is alles wat jy miskien sinvol sien, totaal en al sinneloos. Maar die Here gee vir ons 'n hoop wat nie tydelik is nie. Die Here gee vir ons hoop wat nie eindig by die graf nie. Die Here gee vir ons hoop wat ewig is. Hy gee vir ons hoop wat seker is, jy hoef nie oor dit te twyfel nie.
En die Here beloof vir ons ewigdurende seën sonder gelyke, en hy beloof dit aan elke ware gelowige. Wat ek wil hê ons moet verstaan, broers en vriende, is die dood is nie vir die gelowige die einde nie. Die dood vir die gelowige is net die begin. Die dood is vir die gelowige niks anders as die verandering van 'n adres nie. Die gelowige verhuis van dit wat tydelik en stikkend en seer is, na 'n plek wat ewig en heerlik, sonder pyn of siekte of hartseer is. Vir die gelowige is dit om te gaan na daar waar hy nog altyd wou gewees het. So lief soos wat ek vir my familie is. So lief soos wat ek vir die mense is wat rondom my is en naby my is. Daar's een plek wat ek meer graag wil wees as by hulle. En dis by my Here. Ek wil by my Here wees. Vir die gelowige is die dood die oorgang na die plek van oortreffende seën, waar alles goed is en vir ewig goed is. Die goeie herder sorg vir sy skape. Hy is lief vir sy skape. Hy vertroos sy skape. Hy gee vir hulle nuwe krag. Hy beklee hulle ook met heerlikheid, sê die Psalm. Heerlikheid wat tot in ewigheid nooit sal ophou nie. Vriende, die vraag vir oggend is nie, die vraag is nie as jy 'n goeie mens nie. Die vraag is nie as jy 'n goeie mens nie. Die vraag is nie wat is jou bankbalans nie. Die vraag is nie het jy aansien by mense nie. Uiteindelik is daar net een vraag in hierdie lewe wat werklik belangrik is. Net een vraag wat werklik belangrik is, en dis die vraag, glo jy in die Here Jesus Christus? Glo jy in die Here Jesus Christus? Goeie werke gaan nie maak dat jy die ewige lewe beerwe nie. Hier is die ding, 'n miljoen goeie werke kan nie een sonde uitkanselleer nie. Dink vir 'n oomblik daaraan. Sonde kan nie uitgekanselleer word deur goeie werke nie. Sonde kan nie uitgekanselleer word deur goeie werke te doen nie. Die enigste manier om van jou sonde ontslae te raak, die ding wat jy nodig het om jou sondeprobleme aan te spreek, is dat jou sonde moet afgeskryf word. Dit moet afgeskryf word. Al die wêreldse rykdom kan nie vir jou kaartjie koop hemel toe nie. Wat sou jy dink is die prys van die ewige lewe? Wat sou jy dink is die koste van een sonde? Dis 'n onbetaalbare prys. En hier's die wonderlike ding van die evangelie. Die wonderlike ding van die evangelie is dat iemand het daar die onbekostigbare prys betaal. Iemand het gekom om jou sonde af te skryf. En al wat hy sê, is vir jou om dit te hê, is glo in my. Glo in my. Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Dis al wat jy moet doen. Al wat jy moet doen is kom na hom toe.
As ons vanmiddag 'n geleentheid gehad het om vir die laaste keer Tannie Annetjie se stem te kon hoor. As sy vanmiddag van jou iets sou vra, ek weet nie wat is jou verhouding met haar nie, maar as sy jou vandag iets sou vra, sou jy dit vir haar doen? Sou jy dit vir haar doen, sou jy dit vir jouself doen? Want ek kan julle verseker, ek weet wat is haar grootste begeerte vir jou vandag. Ek weet dit, so seker wat my laam Leon Harms is. Ek weet wat haar begeerte is vir jou. Dit is dat jy sal glo in die Here Jesus Christus. Sy begeer dat jy sal glo in die goeie herder. Want deur in hom te glo sal jy die ewige lewe hê. Deur in hom te glo sal jy vir ewig aan hom vasgemaak wees. Hy sal jou goeie herder wees wat jou nooit sal alleen laat. Dis wat sy begeer. Dis wat ek begeer. En dis wat die Here van jou begeer. Dat jy sal glo in die Here Jesus Christus. En hy sal, soos die psalmis vir ons sê, hy sal jou hoof vet maak met olie. En hy sal jou beker laat oorloop. En hy sal toelaat dat goedheid en guns jou volg al die dae van jou lewe. En dat jy vir ewig sal tuis wees in sy huis. Amen. Kom ons bid. Here, U is 'n genadige en 'n goeie God. En as ons dan vandag hier staan en ons onthou die dood van 'n geliefde, die dood van iemand vir wie ons omgegee het. Here, as ons die dood van iemand onthou wat naby aan ons is, Here, dan moet dit ons dwing om te dink aan die feit dat elkeen van ons gaan ook sterf. En net soos Tannie Annetjie kan dit vir ons net so onverwags wees. Ons bepaal nie die dag nie. Ons weet nie wat lê vir ons voor nie. Maar wat ons wel weet, Here, is daar is iemand wat ons liefhet, meer as wat ons onsself liefhet. Iemand wat ons so lief gehad het, dat hy sy lewe gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe sal hê, vir ewig sal leef, sal ewig in sy teenwoordigheid wees. Bid, Here, dat U in die harte van mense sal werk. Dat hulle nie hier sal uitstap sonder om te dink aan die feit dat alles in hierdie wêreld is tydelik. Alles in hierdie wêreld is wind. En U is al wat werklik van waarde is. Bid, Here, dat U vir ons sal help. In Jesus naam bid ek dit. Amen.